As ons hierdie gedeelte lees in 2 Konings 5, dan skrik ek eintlik om te dink, dit is hoe ons reageer. As ek maar net oor my eie lewe dink, oor hoe ek reageer op dinge wat na my kant toe kom. Reageer ek tot eer van God? Of maak ek soos Naaman? Raak ek vererg en draai ek om en stap ek weg? Ons lewens werk baie beter wanneer dit in lyn met God se plan en God se wil is. Die fondasie van dit wat alles wanneer in my lewe in lyn is met God gebeur, is wanneer ek God vertrou en ek bereid moet wees om hom in alles te gehoorsaam. Watter een is nou die maklikste? Om te vertrou of om gehoorsaam te wees? Want eintlik stap hierdie twee woorde hand aan hand. Eintlik kan ons hierdie twee woorde nie van mekaar skei nie, omdat hulle so naby aan mekaar is. Want om gehoorsaam te wees aan dit wat God vir ons sê, is nie altyd so maklik nie. En die uitdaging is dat God se woord, soms God self, dinge van ons vra om te doen, wat nie na ons sin en na ons smaak is nie. Ons kom voor 'n keuse te staan. Gaan ek gehoorsaam wees? Gaan ek vertrou? Gaan ek my lewe in lyn bring met God se wil en sy manier? Of gaan ek maar weer 'n ander manier, my manier en die wêreld se manier kies? Jy weet, daar's 'n storie in die Ou Testament van 'n Syriër wat 'n woord van die lewende God teëgekom het en besluit moes neem daaroor, of hy sy lewe daarmee gaan in lyn bring of nie. En 2 Konings 5 vertel van 'n klomp karakters, en jy kan gerus by die huis die hele hoofstuk gaan deurlees, by wie u en ek kan leer. Mense soos Naaman, dink maar aan die diensmeisietjie, koning Jerobeam, Elisa. Dink aan Naaman se gevolg hier in vers 15, waar hy sê, toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg. As hierdie gedeelte lees, dan is dit asof dit u en my tot stilstand ruk vanoggend. Maar het u en ek al ons lewens in lyn gebring met dit wat God vir ons beplan, dit wat God vir ons wil? Elke probleem wat u en ek ondervind, is 'n geleentheid om God se krag vir die wêreld te wys. Nee, dominee, nee, hoe kan jy nou vir ons so iets wil sê vanoggend? Hoe kan elke probleem 'n geleentheid wees om God se krag te wys? Die koning Joram het net die probleem raak gesien. Wat hy nie gesien het nie, was die geleentheid om vir God midde in die situasie te sien beweeg. En is dit nie ook u en my manier van doen nie? Ons raak so vasgevang in die probleem, dat ons nie meer die groter prentjie en God in hierdie probleem sien nie. Elke wonderwerk in die Bybel, in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament, as jy mooi gaan kyk, het begin met 'n probleem. Iets wat verkeerd geloop het, en deur 'n wonderwerk het God dit verander. God stuur partykeer vir ons hierdie wonderlike geleenthede, wat briljant vermom is as 'n onoplosbare probleem uit die menslike oog. En dan wil die Here vir ons vra, hoe groot is jou geloof? Sien jy nie meer die groter prentjie as jy in jou eie probleem vaskyk nie? Gehoorsaamheid vereis dalk
iets wat vir jou en vir my onredelik of onprakties lyk. Kom ons maar gebruik die voorbeeld van Naaman. Hy's verontwaardig en hy voel beledig. Dis benede hom want hy's 'n belangrike man, hy het 'n hoë aansien gehad by die koning. Dit wat met hom gebeur is nie wat hy verwag het nie. Dis nie logies nie. Maar wat sien ek en jy? Wat hoor ek en jy as ons daarna kyk? Ons hoor 'n eie trots. Ons hoor 'n mate van verwaandheid, van hoogmoedigheid. Ons hoor vrees as gevolg van onsekerheid van die siekte wat hy het. Maar is dit nie die verhaal van die skrif nie? Hoeveel keer sien ons God vra mense om 'n stap te neem wat vanuit hulle beperkte menslike verstaan onredelik en onprakties is? Dink maar aan Noag, dink maar aan Josua. Die meeste van ons sal God gehoorsaam wees en hom volg tot op die punt waar ons onveilig voel. As ons kom op die plek waar ons voorheen was, die plek wat ons ken, die plek wat vir ons gemaklik is, dalk die plek wat u en ek verstaan, en dan gaan ons nie verder. Jy weet, die rooibok is bekend as 'n baie merkwaardige bok met 'n baie seldsame springvermoë. Ek verstaan aan die bosvelders dat wanneer 'n rooibok regtig van plan is om te spring, dat hy plus minus 3 meter hoog kan spring en plus minus 10 meter ver kan spring. En as jy so na die ou bokkie kyk, dan dink jy nie dis moontlik nie. Maar weet jy wat? Daardie rooibok sal nie spring as hy nie weet waar hy gaan land nie. Klink dit nie bekend nie? Klink dit nie soos ek en jy ook miskien na ons dinge kyk nie? God is bereid. Ek is bereid om te gehoorsaam solank ek kan sien hoe dit gaan uitwerk. Ek is bereid om daardie stap te neem as ek kan sien waarheen dit gaan lei. Here, ek is bereid om uit te stap solank ek verstaan en sien dat u reeds al die voorsiening in plek het. Hoor u die verwaandheid? Net soos in Naaman, hoor u die ek wil amper sê vrees van 'n stap neem as ons nie weet wat die eindpunt gaan wees nie, en is dit nie menslik nie? Ons doen dit almal. U sien, gehoorsaamheid kan iets vereis wat totaal onredelik lyk, wat dalk totaal onprakties vir jou en my is. Maar om nie gehoorsaam te wees nie, kos jou dalk dit wat jy die graagste in jou lewe wil hê. Dink maar weer eens aan Naaman se situasie. Hy het al hierdie pad gekom, hy het voorbereidings getref, hy en sy gevolg, hy het sy invloed gebruik deur sy koning te werk om toegang te kry. Hy het sy verhoudings benut. Hy het al hierdie skatte saamgebring om Israel se koning en Elisa te kom oortuig om hom te help. En nou moet hy hierdie eenvoudige daad doen deur in die Jordaan te gaan duik 7 maal. Dis mos nie ingewikkeld nie. Dis mos nie onlogies en dom nie, al lyk dit vir Naaman so. Maar dis sy trots en sy frustrasie, want dit maak hom vir hom glad nie sin om in hierdie vuil rivier te gaan bad nie, want hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie dat hy hier met die almagtige God besig is nie. Sommige van ons is 1 tree van gehoorsaamheid weg van dit wat jy begeer, dit wat God vir jou in oorvloed in jou lewe wil gee, maar jy is nie bereid om die tree te neem nie, want jy weet nie wat die eindpunt gaan wees nie. Goeie raad, moedig gehoorsaamheid aan. Die mense wat saam met Naaman gekom het, lees ons, sê vir hom, Naaman, ons weet jy is die man. Jy is hoog aangeskrewe by die koning. Maar lyk dit nie vir jou na 'n redelike eenvoudige ding om te doen nie? Is dit nie die moeite werd om net te probeer nie? Hy het so ver gekom.
En dan sal jy onthou, ons lees in Spreukeboek, en ek het dit nou sommer in my eie woorde geskryf, dat die weg van die dwaase is reg in sy eie oë. Maar die wyse man, dis hy wat luister na raad. Liewe broer en suster, is ek en jy bereid om te luister na raad? As ek en jy die week so hard werk, dat ons so moeg is, dat ons liewer vandag maar 'n bietjie gaan rus. As die Here jou roep na sy tempel, om te kom luister na sy raad, jy is op die drempel, jy moet die laaste tree gee. Maar ek is te moeg. As ons 'n lewe in ooreenstemming met God se wil leef, kan ons nie alleen leef nie. As ek en jy 'n lewe van vergifnis teenoor wie ook al wil lewe, kan ons dit nie in ons alleenheid doen nie. Ons het mense en ons het God nodig om saam met ons hierdie pad te doen. Ons kan dalk soms die pad 'n bietjie byster raak. En dan het ons 'n vriend nodig. 'n Vriend wat wys genoeg is, wat lief genoeg is, wat genoeg omgee om te sê, wag net 'n bietjie. Moenie van hierdie oomblik af wegstap nie. Maak die regte keuse. Moenie van hierdie ding wegstap nie, want dit kan dalk vir jou 'n deurslaggewende oorwinning in jou lewe bring. 'n Dwaase mens dink, hulle verstaan alles. Maar 'n wyse luister na raad. Ons moet onsself omring met mense wat ons help om in gehoorsaamheid aan God die pad verder te stap. Ons het almal daardie mense nodig wat toestemming het om in ons lewens in te spreek, om ons te help dra. Mense wat ons aanmoedig om ons lewens in gehoorsaamheid te lewe. En waar hoor ons dit beter as hier in die woning van God, hier in sy tempel, hier waar die woord my spreek. Gehoorsaamheid van die kant af vanaf die sondaar mens maak die deur oop om God se beste te ontvang. Is ek en jy al by daardie deur? Maak ek en jy al daardie deur oop sodat ons die beste van God in ons lewens kan ontvang? Gehoorsaamheid van ons kant af, van my kant af, van jou kant af. Maak daardie deur oop om God se heel beste in jou lewe te kry. Ja, al maak dit nie vir jou altyd sin nie, al lyk dit vir jou dalk onprakties, al verstaan jy dit nie, kom ons doen dit net. Gehoorsaamheid kan gedefinieer word as doen wat God sê, wanneer God dit sê en hoe God dit sê om dit te doen. En dan moet ek en jy vertrou dat God die beste weet. Gehoorsaamheid bring my lewe in lyn met God se plan, sy ontwerp vir my lewe. Naaman begin dalk rondkyk en dink, ag, dit werk nie, dis dom. Ek het geweet, dit gaan nie help nie. Want soms kan ons halfpad kom en halfpad is baie keer 'n moeilike plek. Die Kommerit word vandag gehardloop. Hoeveel mense het nie reeds langs die pad uitgeval nie, want dit het net te erg geword. Soms is die middel morsig. Wat sou Naaman gemis het, as hy na 4 of 5 of selfs 6 keer uitgeklim het? Doen wat God sê. Doen dit wanneer God sê om dit te doen. Doen dit hoe God sê om dit te doen. En vertrou hom met die res, onvoorwaardelik. Jy weet, Dr. Andrew Murray het by geleentheid gesê, God is gereed om volle verantwoordelikheid te aanvaar vir die lewe wat ten volle aan hom oorgegee is. My broer en my suster, my liewe kind,
Wat wil jy meer weet as dit? God is bereid om volle verantwoordelikheid vir jou lewe te neem, as jy jou lewe ten volle vir hom gee. Kom ons kyk net na die negatiewe ook. As ek dus nie bereid is om my lewe ten volle vir God te gee nie, moet ek nie verwag dat God my ten volle verantwoordelikheid gaan neem vir my lewe nie. Maar wat beteken my lewe ten volle vir God gee? Dit beteken wanneer ek my tyd, my skatte wat ek bymekaar maak, my talente, my belangstelling, my fokus, my hart ten volle vir hom gee, dan aanvaar hy volle verantwoordelikheid vir jou lewe. En ek hoef nie vir u vanoggend te sê, God kan vertrou word, maar hy kan nie gemanipuleer word. Hy doen dit dalk anders as wat ek en jy verwag het, maar hy kan steeds vertrou word. Jy kan sy karakter vertrou, jy kan sy liefde vertrou, jy kan sy wysheid vertrou, wanneer jy uitstap in gehoorsaamheid aan sy wil. Ja, God kan vertrou word, maar hy mag dalk nie vir jou gee wat jy wil hê, wanneer jy dit wil hê nie, of hoe jy dit wil hê nie. Al lyk dit nie altyd soos ons dit verwag en verstaan nie. Dink maar net vir 'n oomblik aan die voeltjies daar buite, en die Here sê in sy woord, as ek vir die voëls in die veld sorg, hoeveel te meer vir jou wat my kind is. Maar dink net vir 'n oomblik bietjie anders aan die voeltjies, en ek wil u gedagtes net gou 'n oomblik daaraan toewy. Voeltjies het voete, hulle kan loop. Sommiges van hulle het kloue, hulle kan 'n tak veilig vasgryp. Maar dis eers wanneer hulle vlieg, dit waarvoor hulle ontwerp is, dit is eers wanneer hulle vlieg, wat hulle op hulle beste grasieus en mooi en vry kan lewe. Op dieselfde manier het God, wat die swaalkies geskep het om te vlieg, ons geskep om sy opdragte, sy wette na te volg. Ons is nie regtig vry totdat ons doen wat God ons voorgemaak het nie. Dit waarvoor God jou en my ontwerp het nie. Dit is net in gehoorsaamheid dat ek en jy op ons beste kan lewe, net in gehoorsaamheid wat ons ook so grasieus en mooi en vry kan wees, soos daardie voeltjie wat daar buite vlieg. Ek het al by vorige geleentheid vir u gesê, ons het die Afrikaanse spreekwoord wat sê, waar daar 'n wil is daar 'n weg. En vandat ek in die bediening is, het ek 'n stertjie gaan bylas en gesê, waar daar nie 'n wil is nie, is daar 'n verskoning. Ons is 400 plus in die gemeente, groot en klein. Rian, skat gou. 150. Waar is die res? 'n verskoning. Nie gehoorsaam aan die oproep van God nie. En dan die nog belangriker vraag. Wat doen ek en jy daaraan? God vergewe en sorg. Wat doen ek en jy aan hulle wat nie hier is nie? En u kan nie verwag dat die dominee alleen moet gaan nie. U kan nie verwag dat die ouderling of die diaken alleen moet. Ons gaan nie by dit alles uitkom nie. Elkeen van ons staan in die ampt van die gelowige. Elkeen van ons is geroep om ons medebroer en suster wat nie hier is nie te gaan haal. Ek wil afsluit. En ek wil in kort die kerngedagtes vir u saamvat. Elke probleem is 'n geleentheid om die krag van God te wys. Moet jou nie blind staar met jou menslike sondige oogies teen die probleem nie. Dis 'n geleentheid om die krag van God te wys wat so 'n probleem kan oplos. Tweedens, gehoorsaamheid vereis dalk soms iets wat onredelik of onprakties vir jou en vir my lyk. Die derde ding, om nie gehoorsaam te wees nie, kos jou dalk dit wat jy die graagste in jou lewe wil hê. Vierde ding, goeie raad, moedig gehoorsaamheid aan. En laastens, gehoorsaamheid van ons kant maak die deur oop om God se beste uit sy hand te ontvang.
Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons staan skuldig. Ons kom pleit om vergifnis vanoggend, omdat ons nalat om gehoorsaam te wees aan 'n klein opdraggie wat U vir ons gee, om te sorg dat ons in die gemeenskap van die gelowiges sal saamkom. 'n Kerngroepie, baie getrou, baie gehoorsame mense, elke Sondag in U huis. Maar wat doen ons aan hulle wat nie hier is nie? As die skaapboer sy skape bymekaar maak en daar's een kort, dan los hy die trop en hy gaan soek daardie een wat afgedwaal het, totdat hulle volledig is. Here, vergewe ons as ons nie daardie afgedwaalde skapie in die kudde hier in die AP Kerkpotchefstroom gaan soek nie. Maar lei ons in U wysheid deur die Heilige Gees om gehoorsaam te word aan die opdrag wat U vir ons het. En dat ons hulle wat met soveel verskonings nie hier is nie, lang naweek, skoolvakansie, dat ons hulle sal gaan wys op hulle verskonings, en dat hulle nie 'n verskoning aan die dominee of die ouderling of die diaken verskuldig is nie. Maar dat hulle in gehoorsaamheid, verantwoording aan die lewende God moet gaan doen. Hy wat vir ons die krag gee om elke week van donker vroeg tot donker laat te kan werk. Maar dan is ons so moeg om hom nie te kom dank vir 'n uur op 'n Sondag vir sy groot genade in my lewe nie. Here, help ons, gebruik elkeen van ons as instrument in U hand. Almal van ons weet wie is hulle wat nie hier is nie. Help ons, Here, om hulle terug te bring, om 'n gelukkige, gehoorsame gemeenskap van die gelowiges te vorm tot U eer en tot U verheerliking. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.